Ek het vanaand vir jou boodskap van groot hoop, van groot blydskap in hierdie tyd wat ons in leef. En baie keer gaan jy dalk vir my sê, of jy gaan vir my sê dat, weet jy, Floors, ek weet nie of daar hoop is nie. As ons na al die wêreld gebeurlikhede kyk, die oorloë en ons ekonomiese omstandighede en ons finansiële omstandighede en dit wat met ons as persoonlik gebeur in die werksplek, in ons sosiale in die sosiale gebeure van ons lewens. Weet jy wat dan praat die Bybel daarvan? In Lukas 21 praat Jesus en hy sê daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre en die aarde gaan benoudheid hê en die nasies in hulle radeloosheid en wanneer die see en die branders drein en die mense gaan se harte gaan beswyk van vrees en van verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskit word en dan sê in Lukas 21 vers 28 sê hy die volgende en dis die hoop, dis ons verlossing en hy sê as julle hierdie dinge sien gebeur, kyk dan na bo, hef julle hoofde op omdat julle verlossing naby is. En ek wil vir jou sê vanaand dat die koms van die Here is so naby. Die koms van die Here is voor die deur en dit is al jare deur gepraat en gesê en dit het nie gebeur nie, maar ek wil vir jou sê dat as jy na die tekens gaan kyk, die tekens van hierdie ou wêreld, dan is die koms van die Here so naby. En ek wil nie dit met vrees vir jou sê nie, maar ek wil dit vir jou met blydskap sê, met hoop sê, want Jesus self sê, as julle hierdie teken sien, hef julle hoofde op na bo, want julle verlossing van hierdie ou aarde en al sy treurmare en al sy wanhoop en al sy leuns en al sy verderf gaan verby wees. Die vraag aan my en jou hart, gaan ons reg wees as die koning van die konings gaan kom? Ons het verlede week die vraag gevra, is jy gereed? Ek wil vir jou sê, die koning van alle konings staan reg om te kom, om sy kinders te kom haal, om sy bruid te kom haal. En ek wil vir jou aanmoedig dat jy reg en gereed sal wees, dat jy 'n verwagting sal hê, want die verwagting wat jy in jou hart het, die verwagting dat Jesus gaan kom, gaan beïnvloed hoe jy gaan lewe. Die verwagting wat jy gaan hê, of die nie verwagting wat jy gaan hê nie, gaan beïnvloed hoe jy elke dag aanpak, wat jy doen, hoe jy dink, hoe jy God loof en prys. Want as ons verwagting reg is, dan gaan ons elke oomblik God verwag en ons gaan dienooreenkomstig lewe. En ons as die blou Asier gaan skeer, gaan ons sê, kom Here, ons het U lank verwag. En die Bybel leer ons dat ons mekaar moet groet met hierdie woorde, Maranatha, Jesus kom weer.